Volgende aan die woord het ons vroue se stem in landbou. Maar Johan Pretorius van Agri News gaan met ons kom gesels. En ek dink is belangrik, landbou is groot. Landbou is nie net die boer op die grond, alhoewel daar vrouens is wat ook boer, maar daar is soveel landbou bedrywighede waar vrouens ook nou betrokke is en goed. So ek dink is belangrik dat ons bietjie kan hoor oor hierdie. So om vir Johan voorstel, Johan Pretorius, die uitvoerende hoof van die CRA groep en media, die eienaar van Farming Portal en Agri Newsnet, as ook 'n beroep in professionele gesondheid praktisyn vir die afgelope 20 jaar. Gebore in die Vrystaat Wesselsbron, matriek geskryf by Sentraal Hoërskool in Bloemfontein, 'n jaar diensplig opleiding gedoen en daarna aangesluit by SAIK televisie en studeer deeltyds by Wits in elektrotechnies, ingenieur. Deel van die bedryfs- en programvervaardigers by die SAIK radio en televisie. Hy verlaat SAIK in 1979 en boer voltyds op 'n plaas in Wesselsbron. Bou radio ateljee op die plaas en is deeltyds omroeper van verskeie radiostasies. In 2000 kom bly Johan in Pretoria en studeer gesondheid en ander tegnologie vir 5 jaar in verskeie lande en begin praktiseer voltyds as gesondheidspraktisyn. Begin Johan Farming Portal as aanlyn platform en in 2016 die begin van Agri Newsnet. Hierdie mediums is oral bekend. In 2023 ontwikkel hulle Flexbox, wat uit Amerika saam met sy seun van aarde en word vervaardig in Suid-Afrika. Johan het verskeie boeke geskryf en bied ook seminare aan om jou liggaam in stand te hou en te versorg. In my hart is ek nog 'n boer en sal een bly. Johan het 3 kinders en 5 agterkleinkinders, maar is nog baie om te doen. Net wat jy plant, oes jy. Daarom plant ek elke dag, want daar moet altyd 'n oes op die land wees. Johan, ons sien uit na jou gesprek. Goeiemôre dames en here. Dit is altyd vir my 'n voorreg om by so 'n geleentheid te wees waar ek met boere gesels. Ek onthou toe ek nog 'n omroeper was in die Vrystaat, het ek altyd by die jong boere se kongres opgetree. En dit is die hartslag van ons land, is ons boere. Ek staan vanmôre eintlik hier, ek moes Michelle Maree eintlik vanmôre hier gestaan het, die wenner van ons eerste Women's Voice in Agriculture. Ek wil so 'n bietjie teruggaan. As 'n media soos Farming Portal en Agri Newsnet moet ons elke dag kreatief wees. Ons nuus wat ons opsit is 7 dae 'n week. Van maandag tot sonderdag, van nuwe jaar tot nuwe jaar. Dis wat boerdery is. Boerdery stop nooit. So hier in die COVID tyd het ek gesit en gedink, maar ek wil die opinie van ons jong mense hê. Die opinie van kinders wat tussen 18 of jong mense tussen 18 en 28. Ek wil hoor wat sê hulle van landbou. En daarmee het ek 'n skrywerskompetisie geloods vir ons jong boere tussen die ouderdom van 18 en 28 wat nie 'n betrekking het in journalistiek wat daar reeds werk nie. En Andries Wiese het ek na hom toe gestap en vir hom gesê en het vir my gesê, Johan, ek gaan aan. Noodloos om te sê dat ons verjaar die 5de jaar is. Ek onthou ons het die eerste 20 inskrywings gekry. Ons kon nie 'n funksie hou nie. En daardie 20 wat ingekom het van oor die hele land gekom. Daar's 2 afdelings, die een is 'n tegniese afdeling en die ander een is 'n oop afdeling. En vir die eerste keer kon ek sien wat ons jong mense sê oor landbou. Wat hulle dink, want dis wat ek moet hê. Ek moet wat hulle opinie is omtrent landbou. Elke jaar hou ons 'n funksie by Hollard se kantore waar ons hierdie jong mense vat en hulle ondervra. En wat uitkom daar is miskien nie van belang op daai stadium, maar vir almal van julle wat hier sit,
is dit iets om dat te gaan kyk. So al hulle publikasies of al hulle artikels lê op Farming Portal al van 5 jaar terug af. So het ek 2 jaar terug, omdat ek baie betrokke was, in die beoordeling van redenaars by skole, het ek besluit, maar ek wil die opinie van ons vrouens ook hoor. Ek wil hoor wat wil ons vrouens in landbou sê. Ek het besluit, maar as ons dan nou in COVID-tyd hierdie kinders kon vat, en hulle op 'n video sit, en hulle video vir ons stuur waarop ons beoordeel, kan ons dieselfde met vrouens maak. Ek het toe 'n span bymekaar gemaak, en ek die span aan my toe gekom, en ek is baie dankbaar en bly, dit was Magda de Tooy en Marianne Du Plessis. En hulle het 'n passie gehad vir hierdie ding. En verlede jaar kon ons die funksie hou, een van die grootste funksies waar ek gestaan het en eintlik nie gedink het, dat daar soveel belangstelling is in dit nie. Dit wat laas jaar uitgekom het, was eenvoudig een van daai goed waar vrouens die geleentheid kry om hulle opinie te gee in landbou. So hoe dit werk is, die kompetisie is nou oop tot die 30ste April. En ek wil almal van julle vra hier. Julle het almal 'n opinie. Opinie oor landbou. Waar gaan ons heen? Hoe gaan ons hom bou? En wat dink julle van landbou? So die kompetisie is nou oop tot die 30ste April. Al die besonderhede is op Farming Portal. So wat jy doen is, jy gaan skryf wat jou opinie wat jy het op papier, en jy gaan staan voor 'n kamera. Al hierdie manne se vrouens wat hier is, help hulle, en hulle praat op daardie video waar hulle opinie gee. Dan stuur hulle daai video vir ons. Ons vat hom en ons stuur hom vir 'n klomp beoordelaars, wat dan uit hierdie klomp 5 dames kies. Daardie 5 dames gaan dan voor 'n paneel sit, waar hulle opinie gaan bespreek, en daar gaan vrae gevra word oor wat hulle dink en waarna hulle op pad is. Ons het dit verlede jaar gedoen, dit was 'n reuse sukses. En ek sê dankie vir al die borgers wat betrokke was. En ek het nie gedink dat daar soveel belangstelling in dit sou gewees het nie. Dieselfde met ons Junior Agri-Writers Awards, wat net so suksesvol is. Ons begin met hom weer die 1 Junie, en hy sluit die 30ste September. So as daar jong mense is wat wil deelneem hieraan, asseblief, ons wil julle stem hoor. Ek skep hierdie platform. Hoekom ek Farming Portal geskep het? Dis 'n platform wat professioneel is. Niemand gaan jou like of jou comments gaan lewer nie. Hulle kan jou persoonlik kontak en dit vir jou sê. So om terug te kom na hierdie 2 kompetisies, dis al 2 op Farming Portal, en asseblief, julle jong mense, vra julle vrouens, daar's baie mense wat kan betrokke raak, en ek wil graag hê julle moet daarna luister. Maar ek wil eers teruggaan na Michelle Maree toe. Ek onthou in 2020 het Michelle Maree vir my uit Europa uit gebel en gesê, oom Johan, asseblief, ek gaan 'n artikel nog vanaand insit. Ek is op die trein, ek gaan dit skryf. Asseblief, gee my net nog 'n kans. En toe bel haar ma my uit Benoni uit en sê vir my, asseblief, sy's op die trein, sy skryf nou 'n artikel. Noodloos om te sê, sy was die wenner van ons eerste kompetisie. So was sy ook in al 4 die kompetisies wat ons gehou het, was sy onder die eerste 3. En verlede jaar het sy deelgeneem aan hierdie kompetisie, Women's Voice in Agriculture. En as sy hier by julle was vandag, sou julle energie gehop het, soos daai girl vir jou kan vertel, wat sy weet van landbou af, en waarna sy op pad is. Sy werk vir urban farming. Hulle doen opleiding aan small scale farmers in Afrika. En sy eerste woorde wat sy gesê het, landbou is nie sexy nie, want ek lyk nie sexy as ek vir mense leer wat landbou is nie. En ek wens ek kon vandag hier gewees het. Maar julle kan gerus op Farming Portal gaan kyk, daar's 'n video van haar, waar sy gesels met 'n televisieprogram. So, wat gebeur is dat sy is op hierdie oomblik, sy spreekbuis vir baie vrouens. Sy tree by baie plekke op. En so ook met die writerskompetisie het ons vir hierdie mense geleenthede geskep waar hulle werk gekry het. En hulle kan alleenlik deur hulle opinie kan hulle suksesvol wees, want ons het 'n opinie nodig. Ek onthou
Toe ek geboor het, was ek in die 7 jaar droogte gewees daar in die Vrystaat. En as 'n jong man het ek nie geweet wanneer kom het reën nie. En nou kan jy dink, is 'n Vrystaatse dorpie, dis 2:00 die middag, die westewind waai, almal is sit en wag, dis die 3de, 4de jaar van droogte, ek stap in die koöperasie in, en daar staan Omani Minnaar, en ek dog ek gaan vir die oom vra, wat seker nou so oud is soos ek, wanneer kom het reën? En ek kom by Omani, ek sê Omani, wil jy nie vir my sê wanneer kom het reën nie, en hy het sy bril opgehaat, en hy het daar geteken, hy sit sy bril in sy sak, en hy kyk my so, hy sê Johan, ek kan nie vir jou sê wanneer kom het reën nie, maar wat ek wel vir jou kan sê is, die reën is een dag nader as gister. En dis nie die antwoord wat ek wou gehad het nie. En toe hy uitstap by die deur, toe sê hy vir my, luister, ek wil net vir jou sê, solank as wat 'n bottel brandewyn goedkoper is, as 'n sak mielies, moet jy liewer maar nou gaan sit, en 'n dop drink en wag vir die reën. En daardie beginsel geld vandag nog steeds. En dan wil ek afsluit, deur vir julle die volgende te sê. Dis 'n klomp jong boere wat hier sit. En ek wil vir die manne vandag vra, ek wil vir julle, ek het reeds die geleentheid geskep op Farming Portal. Almal van julle het 'n opinie. In die nuuskantoor sien ek elke dag net syfers. Ek sien ander mense wat skryf oor landbou. Ek sien nie vir julle nie. Ek ken nie julle opinie nie. En daarom wil ek vir julle vanmôre sê, ek wil hê julle moet gaan sit en begin skryf oor wat jy dink van landbou, waar landbou heen op pad is. Dit kan geplaas word op Farming Portal, ons sal daar deur kyk, ons wil 'n professionele ding hê. Ek wil nie met iemand aanval nie. Ek wil weet, wat dink jy? En daai artikel sal geplaas word, en jy kan hom vat, en jy kan hom gaan deel of share op al die sosiale mediums wat hier is. Maar ek wil hê, landbou behoort aan julle. Aan niemand anders nie. Landbou behoort aan julle. Maar ek hoor net elke dag ander mense wat skryf daaroor. Hulle sê, die spreekwoord wat sê, as daar iewers beleid gepraat word oor landbou, is dit verskriklik scary as daar nie 'n boer teenwoordig is nie. So, ek wil vandag vir julle vra, maak van hierdie geleentheid gebruik, en gee vir my die opinie wat jy het. Want jy het 'n platform, wat niemand vir jou gaan aanval nie. Ons gaan jou help. En dit is wat ander mense gaan sien, wat vir ons gaan help om vorentoe te gaan in landbou. En dalk, wie weet, draai ek een van hierdie borgers om te sê, luister, hier kom dat ons sien, of ons nie dalk hier uit ook 'n kompetisie kan hou nie. Maar dis nie 'n belofte nie, ek wil dit eers ontvang. Aan die ander kant weet ek, dat daar ontsettende aanslae teen julle is. Aanslae wat ek nie gehad het nie. Aanslae wat julle moet deurstaan. En as gevolg van my beroep, wil ek vir julle vandag sê, daardie liggaam wat jy het, is die enigste vehikel wat jy op aarde het. Daar's nie spare parts nie. Daar's pilletjies wat simptome en treatment behandel, ekskuus vir die Engels. Hou jou liggaam sterk, beskerm jou vrou en kinders, sorg dat jy sterk is om die aanslae wat teen julle kom te hanteer. Het help nie, jy's in 'n liggaam wat nie gesond is nie. Daar lê vir ons moeilike tye voor. Ek sien dit elke dag in die nuuskantoor. Ek wil positiewe nuus sê. Ek wil nie negatiewe nuus sê nie. En ek weet elkeen van julle wat hier sit, is positief. Al is jy binne in jou hart negatief. Dit wat uit jou mond uitkom, is wat binne in jou hart is. So ek rig weer, kom, ons word deel van hierdie junior agri-writers, wat daar geskep is, dat ons jou opinie kan hoor. Dieselfde vir ons vrouens, Women's Voice in Agriculture, wat regtig besig is om baie groot te word. En dan my ope aanbod aan julle, om asseblief my te help, dat ek julle opinie hoor. Ek wens julle alle sukses toe, in die jaar wat voorlê, en ek glo dat dit met julle goed sal gaan, en baie dankie vir die voorreg om met julle te kon gesels. Baie dankie, Johan.
Ek dink daai is 'n bitter goeie platform om te hê en ek daag elkeen uit wat hier is vroue, jong skrywers, skryf, lig julle opinie. Dis hoekom ons 'n stem het.